Amen. Let us all just lift our hands to the sky just before we start singing and bring glory and honor unto Him. Amen. And thank Him for His goodness. Thank Him for His love, because He is great and wonderful to us this morning. Lift up, lift me up, lift me up. Above the shadows boldly for the Lord. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand on the mountain of glory. Let me come into the land. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. Oh,
Hallelujah. We need to be ready for the second coming of Jesus Christ. Who's looking out for that day when the trumpet is going to sound, praise His name, and when the promise of all promises is getting fulfilled by He awake, awake, my sins awake. Ye prepare, He is coming soon. Praise God. Ons moet reg wees op rondom praise God. Awake, awake, He saves the way. Be prepared, He's coming soon. Have your lamp on the wall. Burn light, the bride of Christ is coming soon. The lovely one, He welcomes you. Awake, awake.
sodat jy vry kan wees vanmôre. En prys die naam om ons waarlik vry te wees in ons oor Christus Karim. Sit Jesus gaan terugkom. Amen. Amen. Vir sy kerk, vir sy kinders, vir sy bruid. En daai term bruid is iets wat aan die bruidegom Jesus Christus behoort. En jy kyk na 'n bruid oor sy die dag van haar troue aanbreek en dan sien jy as hulle afstap na die kansel toe in daai pragtige gewaad in die bruidsrok. En hoe mooi dit is en hoe dit skyn, hoe dit heldere indruk maak. Maar baie min van ons weet wat het in 'n bruid se lewe gebeur voordat sy voor die kansel kom staan. En net soos dit kan die kerk van die Here wat die bruid word saamgevat deur die kerke van die eeue. Maar nie noodwendig menslike geboue nie. As ek praat van 'n kerk, dan is 'n gebou waarin mense die Here dien. En jou liggaam is 'n gebou en is 'n tempel waarin jy God dien. Ek praat van daai plekke, die huisvesting van die Heilige Gees. Deur die eeue heen, die wedergebore kinders van God. Ek praat van daai kerke. Die geesgevulde kinders van God. Ek praat van daai kerke. Daai mense het 'n geskiedenis. En ek het iets raak geloop in die woord van die Here in Jesaja 52 wat vir ons beskryf hoe die bruid gelyk het voor sy Christus ontmoet het. Ons almal praat so maklik van die bruid, maar minder maklik van die verlede van die bruid. Omdat Jesus Christus se bloed aan ons verlede uitvee. Maar in Jesaja 52 wil ek hê dat jy saam met my 'n hele paar verse moet lees. Vertel vir ons van die bruid, voordat sy haar bruidskleed aangetrek het. Jesaja 52 vers 1 sê, ontwaak, ontwaak. Met ander woorde, word wakker, maar let op. Skud jou wakker, ontwaak, ontwaak. En beklee jou, trek aan. Dis 'n uitroep van beklee jou. Die vrou op hierdie stadium is op haar knieë soos daar voor die kruis. En iemand kom en die Gees van die Here praat hier en hy skud haar aan haar skouers en hy sê, ontwaak, ontwaak, staan op, beklee jou. Beklee jou met sterkte. 'n Mens moet krag hê om op te staan. Stem jy saam? Toe jy geval het en jy was plat in die lewe, dank die Here, die Heilige Gees gekom en hy het jou aan jou skouers gegryp en hy het gesê, ontwaak, ontwaak my kind, beklee jou en staan op. Ons gebruik die vroulike vorm van die bruid hier, want die hele kinders van God saam is die bruid van die Here. Ontwaak, ontwaak, staan op, beklee jou met krag. Mense het krag nodig om op te staan. Die Here gee die krag om op te staan. Sy was in 'n teruggevalle toestand. Sy was half met geskeurde klere voor die Here. Dus kom die Here sê, beklee jou. Vat nuwe krag en staan op. En hy noem haar naam, hy sê, o Sion. Sion, die stad van die Here. Julle sal gehoor het dat die vrouens praat van 'n mooi term, die Sions dogters. Die dogters van Jerusalem. Maar geestelike wys is Sion die plek waar God aanbid sal word in die nuwe Jerusalem. En die mense is dan die kinders, die vrouens, die mans, almal saam maak die bruid van die Here uit. Dit is die Sions dogter. Ontwaak, ontwaak. Beklee jou met sterkte, o dogter van Sion. Trek jou sierlike klere aan. Hier kom die aanmoediging. Hierdie persoon, die drie enige God, so spreek wys die Heilige Gees. Vader, Seun en Heilige Gees is een.
Maar die Heilige Gees praat hier en hy benadruk dit op Jesaja se lewe. En hy sê Jesaja skryf toe Jesaja geleef het, soveel honderde jare voor Christus. Kom hy en hy skryf hier en hy sê in Jesaja 52 dat jy moet jou heilige klere aantrek. Jy moet jou sierlike klere aantrek. Hy praat met die vrou terwyl sy op haar knie is. Jy sal nou sien in die stof en die as. Hy sê staan op, word wakker. Alle dringende roep. Staan op, jy het beter klere in die kas. Trek beter klere uit. Julle het net nou gehoor, Gerard sê dat Charles sê die meeste goed. Dis waar, ek was daar. Maar ek ook vir julle sê, hier is die mees ekonomiesste mense en maklikste mense wat ek in my lewe getrek het. Ons het Gerard in 'n halfuur, né? Die trok afgelaai. Sê vir die Here dankie. Dink julle gaan my help trek in 'n halfuur? Ek gaan nie eens in 'n halfuur die lysie opgemaak kry. Maar weet julle, toe ons uitlaai, die meeste kratte was Charles se. En daar was 'n sak. En toe ek die sak vat, toe sê iemand, is dit reg, is die trou? Woord van die Here praat hier. Hy sê, kind van die Here, ontwaak, ontwaak. Ek gaan jou krag gee om op te staan en dan gaan ek jou beklee met nuwe klere. Dis van die verhaal van die bruid. In Jesaja 52, voor sy die bruid was, toe sy in haar teruggevalle toestand was. Heilige stad van die koning, Sion, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer inkom nie. As die woord van die Here praat van onbesnedenheid, hy wil ons harte besny. Die bruid van die Here moes toelaat op 'n stadium in haar lewe, laat haar hart besny word. Ons het net nou gehoor van iemand wat die Here gevind het op 'n stadium in sy lewe. Die Here het die hart besny. Hy sny die vooruit van jou hart af en met die toonstelling van die bloed. Die bloed is 'n verbond. Sonder bloed kan daar nie 'n verbond wees nie. Dit is waaroor die besnydenis van die hart gaan. En die Here besny jou hart sodat jy 'n hart van vlees kan hê wat kan voel wanneer die Here met jou werk. In die stad van die Here waarin ek en jy gaan julle Jerusalem toe saam met my? Amen. Prys die Here. Die nuwe Jerusalem sal uit die hemel uit neerdal. Die stad van die Here, die nuwe Jerusalem. Daarin sal geen onbesnedene van hart ingaan nie, of iets wat onrein is nie. Wat maak 'n mens onrein? Dit is 'n bietjie daaroor. Skud jou los. Hy praat met hierdie vrou. Die Gees van die Here deur Jesaja praat met hierdie vrou terwyl sy op haar knie is. Hy sê skud jou los uit die stof. Die van julle wat nog nooit gehoor het dat daar skud in die Bybel is nie, hier sê. Skud jou los uit die stof uit. Wie wil vanmôre geskit word wat vas is in die stof? Ja, nee, dat kan nie skit nie, wat jy babietjie. Die Bybel sê hier, vrou, skud jou los van die stof wat aan jou klewe. Wat is stof? Waar kom stof? Al die vrouens wat elke dag met eenmal 'n week, elke 2 weke afkom. Waar kom die stof? Kom uit die lug uit. Die vrou is op haar knieë. Die Gees van die Here maak haar wakker en hy skud haar aan haar skouers. Hy sê ontwaak, ontwaak, trek vir jou nuwe klere aan, maar skud net eers die stof van jou af. Dit beteken dat sy het lank stil gesit. So lank stil gesit dat die stof op haar kom lê. Staan gou op vir die vele wat kan. Jy moet nie lank stil sit nie, hoor. Jonges kan, die ouens kan maar sit, nie jongens. Sorry. Die senior burgers kan nie. Jy moet nie lank stil sit nie, anders gaan die stof op jou groei. OK, sit maar weer baie dan. Nou stof kom uit die lug uit. Stof kom uit die lug uit. Wat kom nog uit die lug uit? Weet, Erger is dit. En jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar
teen die bose magte en die owerhede in die lig. Hulle is ook stof. En hulle is oorals. En hulle kom lê op jou. En dit wil nie jou blink maak nie, hoor. Stof maak 'n ding veilig. Toe ons nou konferensie toe was hierdie orrel nou in die trailer gewees met die grondpad en so, nou nie baie nie, maar bietjie stof het ingekom. Toe ons hom so aflaai, toe sien ek, hy het so dun laagie stof op. Nou hierdie vrou in Jesaja 52, die gees van die Here sê Jesaja vir haar, staan op, skep die stof van jou af. Met ander woorde, alles wat aan jou kleef, wat uit die lug uit kom. Iemand het net gesê, Andriesha, as jy in die môre opstaan en jy vat jou selfoon, wat is die eerste ding wat jy doen? Kyk jy eers die negatiewe nuus van hierdie wêreld, of maak jy eers jou oë toe en sê, dankie Here vir hierdie nuwe dag, dat u goeie dinge oor my kom. Daar's so baie geestelike stof in die lewe, wat op jou wil kom sit. En hierdie vrou was toe onder die stof. Die gees van die Here roep na haar, en hy sê vir haar, ontwaak, word wakker, hy pleit by die kinders van God. Onthou sy sou die bruid word. Hierdie sou die bruid van Christus word. Ontwaak en word wakker uit die stof uit en skud hierdie dinge wat so aan jou kleef. Skud dit af. Staan op, skud dit af, vers 2. Sit neer. Weet, baie maal moet jy 'n ding neersit. Iets wat jy opgetel het wat nie by jou aard nie. As jy in die veld loop, tel jy bosluise op. Daar klim goed op jou. Hoekom sê die gees van die Here hier vir haar, sit neer? Wat is hy vasgehou? Sy het iets vasgehou. En Jesaja sê nie vir ons wat nie, maar hy sê sit neer. Sit neer. Miskien is dit wat jou in die stof hou. Sit neer. Daar's baie dinge wat geestelik stof. Die Heilige Gees praat met jou vanmôre. Ek het net nou al die Heilige Gees teenwoordigheid gewaar. Die Gees van die Here is kragtig hier vanmôre, maar daar's goed in jou lewe wat jy moet neersit. Daar's dinge wat jy doen wat jy moet neersit. Daar's dinge wat jy kyk wat jy moet neersit, want hulle veroorsaak stof in jou huis, in jou geestelike huis. En as Jesus terugkom en jy is nog nie op die plek wat jy moet wees nie, gaan jy agterbly. Want hierdie was die vrou, die bruid van Christus, voordat sy die openbaring van die geboorte sou ontvang. Hy praat met Sion, hy praat met sy volk, hy praat met sy mense, en hy sê, jy's vol stof, staan op, skud jou af en sit neer. Wat moet jy neersit? Hy het nie gesê nie, ek kan ook nie vir jou sê wat jy moet neersit, met die Heilige Gees waar jy nou eens praat met elkeen van die, wat moet jy neersit? Wat is vir jou belangriker as God? Wat is vir jou so sterk, dat jy dit nie kan doen nie? Daar's baie dinge wat sterk is, weet soos drank en alkohol is sterk. Dit is so maklik om na hulle te verwys, want dit is mos die easy topics. Maar weet jy, selfs daai dinge kan jy nie los as Christus jou nie help nie. Maar vanmôre is die Gees van die Here hier, en hy sê vir jou, sit neer. Sit dit neer. Ek gaan jou vanmôre help. Ek gaan jou vanmôre optel. Ek gaan jou vanmôre krag gee. Sit neer, maak los die bande aan jou hals. Waar is jou hals? Wysge. Hierdie voorbeeld in Jesaja 52 is kragtig en visueel. Hier is 'n vrou in die stof op haar knieë en sy het bande om haar hals. Dit lyk vir my of iemand haar met ketTINGs gebind het of met 'n leerband gebind het. Sy's vas. Maar tog word sy genoem die dogter van Sion. Met ander woorde, sy behoort aan God die Vader en Jesus Christus. My broer en my suster, die duiwel as hy vir jou in die hande gaan kry, gaan hy jou so vasmaak dat jy voel jy het dinge om jou nek en jy vasgepen op die grond en hy gaan jou so lank daar los dat jy vol stof maak. Dit is die ongenadigde karakter van Satan, om die kinders van God in so 'n posisie te kry dat hulle lyk so volgens Jesaja 52 soos 'n slavin vrou. Hy het nie begin en hy het gesê die slavin vrou nie. Hy het gesê die dogter van Sion. Nou hoor ons, die Here sê, jy's vas, jy het 'n band om jou nek, wat Satan daar gesit het. Hy sê, maar ek gaan dit breek, ek gaan dit losmaak, ek gaan daai stof laat afval, jy moet net
laat los wat jou op die grond hou. Hy sê, sit neer. Sit neer. Maak los die bande aan jou hals. O, gevangene. Hier noem hy dit. Die dogter van Sion word hier aangespreek deur die Gees van die Here as 'n gevangene. Jy is gevange geneem deur dinge in jou lewe wat jy oor jouself toegelaat. Nou sê hy dit. O gevangene, dogter van Sion, vers 3. Want so sê die Here, vir niks is julle verkoop nie. Hoe het 'n mens jou verkoop? Jy verkoop ons jou siel aan Satan. As jy aan sy dinge in die wêreldse dinge deelneem. Jy verkoop ons jou siel aan die wêreld. As jy jou vergryp aan drank. Of as jy jou vergryp aan vrouens. Of as vrouens as jy jou vergryp aan skuld. Of aan skindertaal. Jy verkoop jou saligheid en jou vrede het 'n prys. Die Bybel sê hier dat sy is sommer vir niks verkoop nie. Want die vyand gaan nie vir jou betaal nie. Hy maak jou net so vuil en vol stof totdat jy voel ek is niks werd nie. Hy het jou vir niks verkry nie. Die duiwel het nie vir jou betaal nie. Maar tog wil hy jou siel hê, want hy wil hel vol hê en hemel leeg. Hy is agter die siel aan van die kinders van die Here. Dit is sy nommer 1 kos, dit is sy nommer 1 prioriteit. Hy is nie agter die ateïste aan nie, maar hy is agter die wedergebore kinders van God aan. En hulle liggame aan, want jou liggaam is ons 'n tempel van die Heilige Gees. So hy hou so daarvan om jou liggaam te besoedel met alles wat jy inneem en dit wat jy praat. Paulus skryf om ons, dit is nie dit wat in die mond van die mens ingaan wat hom onrein laat maak nie, maar dit is dit wat uit die mond uitkom. Dis ons dit wat jy praat wat jou onrein, soos die vrou wat daar sit en stof en as kan maak. Gevangene, vir niks is jy verkoop aan die duiwel nie. Ek sit dit daarin. Maar, vers 3 vers sê, julle sal ook sonder geld, hoor die woordjie, gelos word. Die lossingsreg van die kinders van die Here, die lossingsreg van die dogter van Sion, die lossingsreg van die wedergebore, bloedgewaste kerk van die Here, behoort aan Jesus Christus, want hy het lossingsreg. En aan die kruis het hy die bloed geneem, en hy daai bloed is opgevang, en hy het die prys vir jou betaal, dit was die losprys gewees. Hy sê, die duiwel het jou gevat vir niks, vers 3. Maar julle sal ook sonder geld gelos word. Want so sê die Here, vers 4. In vroeër dae het my volk afgetrek na Egipte toe, om daar as vreemdeling en later toe as slawe te vertoef. En Assur het hom sonder rede verdruk. Maar nou, wat vind ek hier, spreek die Here? Want my volk is vir niks weggeneem. Sy oorheersers maak geraas. Die vyand en sy demone, wat kinders van die God gevange neem, hulle maak geraas en hulle lag teenoor God, want hulle die siele van mense gevange geneem. My naam word gedurig deur die hele dag gelaster. My naam word gelaster. Onthou julle toe Dawid in oorspel geval het. Toe kom Nathan die profeet na hom toe. En hy sê vir hom, terwille van jou, Dawid, laster Satan die hele dag teen die Here. Dit wat jy doen, het 'n gevolg. Ek kan nie doen wat ek wil nie. Want mense kyk na my. Ek moet die pad 100% probeer loop, want mense kyk na my, en as ek iets verkeerd doen, dan laster hulle ook teen God. Hy sê dit hier, dat die oorheersers maak geraas, spreek die Here, en my naam word gedurig deur die hele dag gelaster. Daarom sal my volk my naam leer ken. Hierdie vrou wat daar in stof en as gelê het die naam van die Here geleer ken. Daarom sal hulle weet op die dag, dat dit ek is wat spreek, hier is ek. Hierdie vrou was onrein. Sy was vuil. Sy was vol stof. Daar was vir haar 'n bruidskleed. Daar's vir jou 'n bruidskleed, kind van God. Die wedergebore kinders van die Here het 'n bruidskleed.
Openbaring sê, en wat is die kleed? Dis die regverdige werke. Dis jou dade, dis wat jy gedoen het in jou lewe. Dis die goeie werke van die kinders van die Here. Ons is omkleed met alles wat ons vir die Here gedoen het. Ek lees in die week iets raak wat kosbaar is. En ek gaan dit gou met die deel. Ons blaai na Matteus 12 vers 43 vir die van die wat ons saam lees. Matteus 12 vers 43. Dis net 3 verses. Soms so in die middel. Daar's nie eintlik 'n storie voor dit hoekom Jesus dit gesê het nie. Daar's nie eintlik 'n storie na dit hoekom Jesus dit gesê het nie. Maar Matteus 12 vers 43 tot 45 het Jesus sommer net so ingegooi so in die verbygaan. Ek kan nou vir u vertel wat sê Jesaja van hierdie vrou. Kyk nou hoe hierdie op haar betrek. En wanneer die onreine gees, onthou nou hierdie vrou was onrein. Die Bybel het gesê in Jesaja 52 sy was onrein. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het. Ek wil God dank dat deur sy Heilige Gees hy ons nog rein maak vanmôre. Amen. Dat deur die bloed van die lam hy die onreinheid uit jou binneste kan uitneem. In die stad van die Here het ons net nou gelees, sal geen onreinheid ingaan nie. So hierdie is van kardinale belang vir elke kind van God, om die onreinheid wat in jou lewe is uit te hou en weg te hou. En as jy vanmôre skoon is, en jy voel vanmôre ek het geen sonde in my lewe nie, en ek loop die regte pad, dan dank ek die Here daarvoor, maar hou dit net so. En die Satan probeer altyd onreinheid by jou inbring. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, hoe gaan die onreine gees uit die mens uit? As jy met jou mond bid, en jy sê, Jesus, wees my barmhartig, Seun van Dawid, Here, red my siel. En die dag toe jy gewederbaar is en jy het gebid, het die Here jou gehelp en het jou skoon gewas. Die Here doen nie 'n halwe werk nie, maar sy bloed kan jou skoon was en hy maak jou skoon van alle onreinheid. Wanneer die onreine gees dan by wedergeboorte uit jou uitgegaan het, gaan die gees, is gees van Satan, 'n demoniese gees, gaan hy deur waterlose plekke. Hier kom die Here en hy sê vir ons, wat gebeur met 'n gees wat uit jou uitgegaan het? Nou, Paul, daar was nog nooit 'n gees in my, ekskuus. As jy jou so woediglik vererg, dis nie 'n gees van die Here nie, hoor. As jy so lekker na pornografie gesit en kyk het, is ook nie 'n gees van die Here nie, hoor. Dis 'n gees van welis. As jy na enige vrou kyk en jouself daarmee stimuleer, dan sondig jy voor God teenoor jou vrou. Die Here het vir jou vrou gegee en dis al na wie jy kyk. Is dit waar? Dis waar. Maar die gees wat uit die mens uitkom, hy gaan deur waterlose plekke, droë plekke. Hoekom gaan 'n gees deur, 'n demoniese gees deur waterlose plekke? Hy hou nie van water nie. Want water is skriftuurlik die bron van lewe. Want die Here sê, ek sal vir jou water gee wat in jou binneste sal opspring, 'n fontein in die tot in die ewige lewe. Geeste hou nie van waterplekke nie. Dis hoekom hulle hou van droë plekke. Dis hoekom God vir hulle plek gegee het en gemaak het wat geen water het nie, die hel. Waterlose plek. En die Gees soek rus. Dit sê vir my, hy's omgekrap, hy het nie rus nie. Nou wil hy nog vir jou kom omkrap. Of jou huwelik kom omkrap, omdat hy nie rus het nie. Ek wil hê jy moet vanmôre in die Gees deure toeslaan met Satan se gesig en sê, julle kom nie in my huis nie. Amen. Bly buite. Bly buite. Hy gaan deur waterlose plekke en hy soek rus en dan vind hy dit nie. En dan sê die Gees by homself, hierdie is Jesus wat vir die openbaring gee. Jy kan dit maar letterlik vat, hoor, want jou meester het dit gesê. Jy kan dit presies hoor wat sê hy. En die Here Jesus sê, dan
sê hy by homself, hierdie gees, ek sal teruggaan na my huisie toe. Waar was sy huisie? Sy huisie was die tempel van die Heilige Gees, wat hy 'n tempel van die duiwel gemaak het. Hier is 'n tempel van die Heilige Gees. Sit jou hand weer so op jou hart soos laas naweek. Hier is die tempel van God se Heilige Gees, moet hom nie 'n tempel van die duiwel maak nie. Daarom sê die duiwel, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom nou terug by die huis. En hy sê, toe vind ek die huis leeg, uitgevee en versier. Toe die duiwel terugkom, toe vind hy die huis unoccupied. Uitgevee. Wat vee mens uit met 'n besem? Stof. Sien jy die vrou wat sit op haar knie in stof? Toe die Here haar siel red. Toe jaag hy dit wat binne in haar was, wat haar vasgehou het, uit. Toe sy skoon. En wat het sy, wat het hy vir haar gesê, wat maak jy met die stof? Ag, kom slaap van dit. Skud dit af, vee jou huis uit. Die duiwel sê, ek kom terug. En ek vind die huis leeg, unoccupied, empty, uitgevee en versier. Engels sê garnished. Garnish means if you take a leaf of parsley or some green colorant and you put it on mashed potatoes, you give it color, you complement something. Christ is there to complement your life. Die woord van die Here sê, hy het gekom en hy sal jou lewe versier en hy het dit gedoen. Jy's 'n lewende getuienis, almal van julle wat hier sit is wederbare bloedgewaste kinders van die Here. Jy's 'n lewende getuienis dat die Here in jou lewe ingekom het hy jou lewe uitgevee. Dit was leegheid daar kom woon en hy het jou lewe versier met sy heerlikheid. Is dit waar? Amen. En in die week lees ek een van die groot generale. Een van die groot generale van die evangelie wat jare terug gesê het. Smith Wigglesworth. The problem was when a demon came to the house. The problem was not that it was swept out and clean and dust free. The problem was not that it was tidy and garnished and everything was in order. Alles was in orde, sê die Engels. Alles was in orde. Jou lewe is in orde. See, but the big problem was the house was empty. It was unoccupied. You see, if the house is empty, the lights is not on. No one's home. You can clean your life. You can allow God to dust your life. But if no one is home, He needs to be home. Hy moet mos jou lewe vul met sy heerlikheid, met sy krag. Die probleem was, Jesus sê hier, die huis was leeg, dis die probleem. Toe kom die duiwel terug en hy sê die huis is leeg. Ek kan intrek. Maar hoekom was die huis leeg? Het ek vir myself gevra. Was die huis dan nie skoon nie? Was die huis dan nie stofvry nie? Het die Here dan nie alles in my lewe geherorganiseer nie? Wat het gebeur dat hierdie huis, wat behoort het aan 'n wedergebore Sions kind van God, wat het gebeur dat hy leeg was? En die antwoord lê daarin, in Jesaja 52 en ook hier, dat 'n mens veroorsaak dat die Heilige Gees uit jou tempel uit beweeg as jy onreinheid toelaat. Kom ek sê vir jou, as daar 'n klop aan die deur was, en die Satan het gesê, kan ek inkom? Ek sien jou huisie is leeg, ek sien jou hart is leeg, en alles is mooi skoon in jou lewe, kan ek inkom? En jy sê vir hom, nee, gaan weg, die bloed van die Here is teen jou. Jy sien, as Jesus in die huis is dit onmoontlik vir Satan om in te kom. En hy sê dit ook, weet julle nie, dat as jy in 'n ander huis wil inkom en inbreek daarin maak, en daai huis wil oorneem, moet dit
iemand wees wat sterker is as iemand wat die huis beheer. So as Christus in jou lewe is en die lig is aan, en die lig skyn in jou huis, daar is niemand sterker in die heelal as God nie. Amen. Maar jy moet hom bely. Hierdie persoon in Matteus 12 vers 43 tot 45 se lewe was skoon, stof, vry, netjies, maar dit was leeg. Jy moet vol wees van die Here. Jy moet vol wees van God, sodat die Gees nie in jou huis kan terugkom nie. Want die woord van die Here sê hier dit. Julle, die woord van die Here is kragtig. Hy sê hierso, terwyl jy die Gees dan nou sien die huis is leeg. It's empty. Maybe I got a chance. Hy sê dan gaan daai Gees weg. En hy gaan kry 7 ander geeste slegte as myself. En hy kom terug. En hulle kom in en hulle woon in daai huis. Maar moenie vergeet nie, daai huis is nou die tempel van die Heilige Gees van jou lewe. En hy kom in en hy woon in daai huis. En die laaste van daai mens, die laaste persoon wat hy nog was, sal slegter wees. Erger wees as die eerste. As 'n mens die vyand net 'n voet in die deur gee, dan kom hy in. Jy sien nie, die Here kan jou verlos het van iets. En dan tempt hy jou mos so 'n bietjie. Dit was alles tot jou beskikking. Waar is hy foon? Mag jy hom net gebruik tot eer en verheerlikheid, en dis waarvoor ek my foon gebruik. Net tot eer en verheerliking van die Here se naam. Maar jy kan hom vir baie ander goed gebruik. En hy gaan na jou toe kom. Jou huisie is skoon en hy is mooi leeg. En dan kom hy. En ons huise raak mos maklik leeg. Jy moet kort nuwe olie kry. En dan kom hy en hy prikkel net jou gedagtes so. En die oomblik as jy net kyk of praat ons maklik van pornografie. Ja, dit is 'n groot saak, 'n groot probleem. Maar praat, skin hom nou net van iemand. Nou, weet jy wat dan gebeur? Dan kom daar uit jou binneste, sê die Bybel, sê Paulus, onreinheid. Uit jou hart uit. 'n Slegte gedagte wat in jou hart gebore is. En jy praat dit met 'n ander persoon, dan maak jy jou huisie onrein. En as jou huisie onrein is, wat gebeur? Waar dink jy gaan die Gees van God heen? Dink jy loop net saam met jou op jou vuil pad? Of op jou skinderpad? Jy gaan die salwing nie gewaar nie. Hy gaan uittrek. En as hy uittrek, dan kom die duiwel en hy sien God is nie daar nie, want dit is net God wat jou huis volmaak. En hy kry weer 'n voet hier. Dis hoekom baie mense wat teruggeval het en dan die Here dien, vandag as jy hulle sê hulle 7 maal erger. Beskrif, dis Jesus. Jy moet vandag die Gees van die Here toelaat om jou vol te hou. Matteus 25 vanaf vers 1 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde. Ek praat oor die maagde, want hier is die tyd van hemelvaart. Ek sien baie predikers van ons kerk in Suid-Afrika praat ook daaroor. 7 weke, volmaakte weke na die kruisiging van die Here Jesus. Op die 50ste dag het Pinkster gekom. Die Here het die Heilige Gees uitgestort. Maar in hierdie tyd van Pinkster, van die hemelvaart, dink ons aan onsself, dat Jesus gaan terugkom vir my en vir jou. Stem jy saam? Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Hulle het hulle lampies gevat en uitgegaan om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig, 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen ekstra olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie en hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, soos wat dit nou die geval is, ons wag of op die wegraap. Eerste, natuurlik het sal eerste wees, en dan die wederkoms van Christus. Dit kom. Ons wag. En toe die bruidegom talm om te kom, hy talm om te kom. As jy kyk wat nou besig is om die wêreld te gebeur, net voor die groot vloed gekom het, het die duiwelse demone saam met die vrouens van die aarde geslaap en hulle die reuse verwek
en hulle het 'n ras besoedel. En hulle was gruwelik in daardie dae. En die Here het die ark se deur toegemaak en hy het die waterfonteine oopgemaak. En Sodom en Gomorra is verwoes omdat daar baie lelike dinge wat julle self weet wat daarin gebeur het. En vandag kan jy dink, hoe voel die Here as die mense een na die ander hierdie afskuwelike en afgryslike en die kindertjies doodmaak en so en al die dinge wat hulle doen. Hulle speel, my broer en my suster, op die genadevloer van God. En die leeu van Juda stam gaan enige oomblik die geluid hoor van God die Vader, as hy dan net mooi genoeg gehad het en sy toorn ontvlam, dan gaan hy sy genade kinders. It's coming. It's on the brink, because the things they do now is taunting God. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword. Ons raak ons maar bietjie vaak en moeg. Ons is mense en aan die slaap. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. Ek gaan dit vanmôre vir die demonstreer. Toe staan al daardie maagde op. Ag mamma, speel vir ons asseblief eens maar kan. En die maak hulle lampies gereed. Nou kom ons doen dit visueel. Ek het nou een van my lampies daar. Oh. Ek wil hê die Here moet vir my ek moet vir hom skyn. So ek gaan 'n poleerlappie vat en ek gaan buitekant van die glas so mooi skoon maak. Maar hoe skoon dink julle moet 'n mens dit hê? As ek amper my weerkaatsing daarin kan sien. Soos wat die Bybel sê, silwer, hy loog die silwer totdat hy sy weerkaatsing in jou lewe kan sien. Maak hom skoon. Ek sê die sakdoek ook binne-in, want weet julle, mense moet nie net van buite skoon wees nie. Maar jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou skoon maak. Binne en buite. En jy moet angstig alles skoon maak, want Jesus gaan kyk en hy gaan in jou lewe kyk. Dis 'n bietjie swart merke. Miskien sal Jesus weet, dis toe ek gebrand het vir hom. Ja, merk aan die glas gekom, ek kan dit nie skoon kry. En hulle het hulle lampe gereed gemaak. En hulle het geweet die bruidegom kom. So het hy dan een lampe geneem, met olie ingegooi. Olie wat jy by mekaar gemaak het deur al jou jare. Jy geweet, nou gaan die tyd wees, terwyl dit so donker daar buite is, soos kom die Bybel sê middernag, want dit was donker buite. Dit was donker. Jy het nie lig nodig as dit lig is nie, maar hierdie wêreld is so donker, dat ons het lig nodig. En hy het lamp vol olie gemaak. Hy het dit gedoen, Jesus, want hy is ons die doper van die Heilige Gees. Hy gee vir jou die olie. Dan kom ek en ek sit hierdie lamppit. In Engels sê ons the lamp wick. Of 'n lont, as jy wil. As jy mos kort van draad as het jy kort lont. Maar ek het gesê dat jy met 'n lang lont het. Want weet jy, as die lont lank is, nou, hy's lank. Terwyl ek dit nou sê, begin hierdie olie in die lont opsuig. Jy sien, jy moet 'n kanaal wees vir God en Jesus Christus. Jy is 'n draer van die Heilige Gees salwing, maar jy moet bereid wees om vir die Here iets te doen, want die olie is besig om in die lont op te trek, terwyl ek dit sê. Dan moet jy jouself bietjie oopdraai. Moenie jouself wegsteek nie, hoor. Jy kan nie olie net vir jouself by die huis hou nie. Jy moet dit gebruik. Jy draai 'n bietjie dat die lamppit so uitkom. Nou gaan julle ook sê, hoekom het hierdie pastoor 'n zipper? Hy is so goed in die brand te steek. Wally, kom help my, jou pa gaan homself brand hê. En ek kan 2 goed te wil. Jy moet nie vir die gemeente wys jy weet om te gebruik die woord. Dankie my kind.
Ek was baie bekommerd oor hom. Sy boetie het die Heilige Gees gesmaak en nou die aand. Toe hoor ek die stem van die Here. Hy sê my moenie bekommerd wees oor wat nie. Sê ek sal hom kragtig ontmoet deur die Heilige Gees. Matteus 25 en hulle lampe gereed gemaak. En toe hulle hoor die wagter op die muur roep, daar kom die bruidegom. Jy sien, daar sal 'n geroep wees, daar kom die bruidegom. Die maagde is in hulle huise. Dis ons die Joodse bruilof werk. En dan sit sy hierdie lampie in die vensterbank. Sodat as die bruidegom kom, hy kan sien, sy wag vir my. Maar hy kan net die lig sien in 'n donker wêreld. So kom jy lampie moet brand. Vir die laaste naweek gesê, ek het nou ingegooi met hierdie olie Matus metron 1, 2, 3, 4 metrons, kan jy maar sê. Hoeveel metron van die Heilige Gees het jy? Jy kan Matus van die Heilige Gees besit. Maar jy moet ook vrywillig wees om te brand vir die Here. Want die woord van die Here sê, Jesus sal jou doop in die Heilige Gees en met vuur. As hierdie lampie nie brand nie, beteken hy niks, dan kan hy niks doen nie. Jy moet brandende wees vir God en vir sy werk. Jy kan nie vir my sê, ek dra die salwing van die Heilige Gees nie, ek doen niks met daai salwing nie. Want hierdie vuur steek ook Satan se gaslande aan die brand. En hy vrees hierdie lig. En as die Bybel nou sê, die huis van die mens was leeg, daar sou 'n verskil gewees het as hierdie lampie in daai huis gebrand het. Dan het Satan en sy geeste geweet, ons kan nie na daai huis toe gaan nie, want hier is die Heilige Gees lig. Amen. En hy kan nie eers naby kom nie, en hy sal dit ook nie durf waag nie, want dit is die Gees wat in God is, wat die Heilige Gees is. En dit is sterk, en hy brand sterk, en hy kom, en hy skyn vir die wêreld. En sy sit dit na haar vensterbank. En terwyl dit brand, kom ons lees verder, ek sal onbeklaag. Toe daar die maagde opstaan en 'n lampe gereed maak, sê die wat dwaas is vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampies is besig om uit te gaan, hulle gaan dood, die Here kan ons lampies nie sien nie. Maar die verstandiges antwoord sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir julle en vir ons nie. Ek moet nou na myself ook begin kyk. Maar julle is welkom om na die verkopers toe te gaan wat dit verkoop. Na die verkopers toe te gaan. En hulle raak so skaars soos 100 tande, plekke waar ek en u kan heen gaan, waar die Heilige Gees nog te vind is. Maar vers 10, onderwyl die helfte van die kerk, die helfte van die vrouens wat hulle self maagdelik rein gehou het. Dit is ons almal groot mense. 'n Maagd is maagdelik rein. Dit beteken dat sy nog geen penetrasie gehad het. Dit is geestelik. Met ander woorde, as die lewe se vuilheid en sy saad binne in jou versprei was, en Jesus kom en hy vind jou soos daai vrou wat vasgevange is en vol stof, en hy was jou met sy bloed, dan sien hy jou as 'n maagd. Hoor jy wat ek vir jy sê? Amen. Want hy was jou heeltemal skoon en rein. En hy maak jou soos 'n maagd. Maar die helfte van die mense wat wel skoon gemaak was, wat gesê, ja, ek ken die Here. Ja, ek noem sy naam. Ja, my familie gaan nog al die jare kerk toe. Maar wat is daai happy klap die ding wat julle doen? Of wat is hy tale wat julle praat? Of wat is hy profesie wat julle doen?
Of wat is daai koordans wat julle doen? Ek dans nie maklik nie. Maar vanmôre het ek dit amper verloor in die Gees. Maar weet jy wat, as die Gees by my kom en ek wil dans, dan dans ek. Want dit is skriftuurlik. En as die Heilige Gees oor my kom, jy sien, dan vul hy my nie net met die Heilige Gees nie. Ek is nie net gevul met die Heilige Gees nie. Ek hoor die ouens praat so baie van dinge wat van die Heilige Gees en ek, as ek na 'n lewe kyk, weet ek nog nie so lekker nie. Maar jy kan gevul wees met die Heilige Gees, maar as die Heilige Gees jou doop, is dit heeltemal iets anders. Dis 'n ander krag van God. En as hy jou weer herdoop op 'n later stadium in jou lewe, is daai 'n ander ontmoeting. En elke keer gee sy olie metrons vir jou meer en meer en meer. Dis hoe dit werk. En hy vermoor hier, daai selfde krag is tasbaar hier vermoor om by jou lewe stil te staan. Maar hierdie maagde wat onverstandig was, wat nie genoeg olie saamgeneem het nie, onderwyl hulle toe gaan om te koop by die verkopers, in die nag aan te klop by winkels wat in elk geval toe is, of kerke wat se deure in elk geval toe is. Terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft. Saam met hom ingegaan na die bruiloft. Jy is genooi na die bruiloft van die Lam. Jy het 'n uitnodigingskaartjie, broer en suster, wat jou naam op het na die ewige lewe se bruiloft. Wil jy nie net verwoorde daarna kyk en sê, dis my kaartjie, my naam is daar, ek gaan dit maak nie. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft. En toe is die deur gesluit. Later kom toe die ander maagde ook by die deur aan en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir jou, en ek sê vir julle, ek ken julle nie. Dan sê die Bybel in vers 13, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens terugkom. Kan jy saam met my staan in die teenwoordigheid? Here, terwyl ons hier staan, elke oog gesluit in die teenwoordigheid, Here, as ons leeg is vanmôre, het ons lewe so mooi skoon gemaak, afgestof. Dankie dat die Heilige Gees wat vanmôre besig is om mense af te stof in die Gees. So 'n bietjie lank op die rak gesit en bietjie vol stof geword. Dit is te lekker om te sit. Spreek Here met jou dat die Heilige Gees hier raak stil. Jy is veronderstel om voor die volk te lei, maar jy raak stil, jy praat nie. Jy sê, ja Here, ek praat, maar die Here vra vir jou vanmôre, praat jy in gees en in krag. Here sê, staan op, dat die stof van jou afval verloor. Dat die Heilige Gees deur jou kan werk. Halleluja. Here, dankie dat U vanmôre ons afstof. Here, dat ons net opstaan en dit van ons afskud. Soos daai vrou. Dankie dat U vanmôre bande breek wat mense om hulle nek afdwing grond toe. Satan, in die naam van Jesus, breek ons hierdie bande deur sy bloed. Bloed van die Here is teen jou. En in hierdie vergadering vanmôre sal die Here bande breek volgens sy wil. Nie net in hier nie, maar so spreek die Heilige Gees elkeen wat aan hierdie gemeente behoort en wie se familie in Suid-Afrika, as die Here sê, hy reik vanmôre uit ver verby net die 4 mure van hierdie gebou. In die naam van Jesus. Skyn op sy lig. Dankie dat U vanmôre ons lampe skoon maak, binne en buite. Here, gooi vir ons vanmôre mates en metrons van die Heilige Gees by. Steek ons aan die brand. Steek ons aan die brand vanmôre deur die Heilige Gees vuur. Die vuur wat net U kan gee. Johannes die Doper kon dit nie doen nie. Petrus kon dit nie doen nie, Paulus kon dit nie doen nie. Maar net Jesus Christus dra die vuur van die Heilige Gees by. Baie mense het die Heilige Gees, maar U is die een wat doop met die Heilige Gees en doop met vuur. Dankie dat U ons vanmôre krag gee om dan te skyn.
Vader, dankie dat alles wat ons in die naam van U Seun vra, ons te beurt sal val. Ek bid vir elkeen wat nie vanmôre in hierdie gebou kan wees nie, wat begeer het om hier te wees, elke kind wat by die huis is, wat nie hier kan wees nie, of wat dalk nie hier wil wees nie. Here, laat die Heilige Gees ook in ons kinders se hart. Laat die Heilige Gees in ons huwelike brand, Here. Dankie, ons het nou vanmôre gehoor wat vrede en skoonheid en netheid en organiseerdheid moet daar in 'n huis van 'n kind van God wees. Nie net fisies nie, maar ook geestelik. Ek wil vanmôre bid, Here, as daar ongelukkighede is in 'n huis, dat U vanmôre julle daai ongelukkigheid sal uitstrek. Terwyl ek die krag van die Heilige Gees gewaar. Here, dankie dat U vanmôre in mense wat probleme is in hulle eie huise harte werk. Dat hulle reinheid sal bekom deur die onreinheid neer te sit. Soos wat U vir daai vrou gesê het, sit nou neer wat in jou hand is. En ek vanmôre bid, Here, dat die krag van die Heilige Gees wat sterk hier is, ook in elke huis van hierdie gemeente sal wees, in die naam van Jesus. Dan bid ek nou U bloed oor elke huis, oor elke familie. U bloed oor my liggaam, en elke persoon wat in hierdie gebou is, elke persoon wat aan ons behoort vir daar buite is. Beskerm ons, beskik ons in U naam. Die kinders van die Here sê. Amen. Kom ons sing een koortjie. Ek is saam baie dankie. Die Here seën U. Ek is skoon gewas deur Jesus se bloed. Jesus,